so full and free. Precious Lord, as I come to you today, I really do not have anything to ask. I have no request to make. I just want to say this one thing. Thank you. Thank you for saving my soul. Now, Master, if you never did anything else for me except what you did that day at Calvary, that'll be enough for me to shout about for at least 10 million years. You see, one day when I stand before the angels, I want to say, thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and so free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me
Net als het niet uitgaat, een netwire, een ringtankrol in deze brein, Leslie Jane van Lokrenberg, Robin Dwyer en Sonny van Lokrenberg. Gaan hier in en dit kom in YouTube uit. Ek het niks met jou. Ah, oké. Maar nou die ja, maar ze gaan hier dus dan niet op een stukje gezet. Hij is ook aan het Ek het niks met jou systeem te doen. Van my is net hier. So je gaat alles in basis doen. Ek het twee kameras. Al wat in. Ek het niks van my slaagshoor gespreek. My enigste uitkoms is anders dan die boek. Ek het dus nog niks van die kerk.
Kan jy vir hom 'n keer by te staan asseblief? Didn't know today would be your last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. Loof die Here, halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg om elkeen vandag hier te kan verwelkom hier by hierdie laaste diens in Hulde van Logrenberg. Vergun van my ook as namens ons gemeente bestuur om elkeen van u as familie, naaste familie, goeie verwantskap, ons innige simpatie uit te spreek oor elkeen van u, die groot verlies vir u as familie, om 'n pa, oupa, ouma, daai groot figure te verloor in 'n familie, is 'n merkbare verandering in ons lewens vir vorentoe. En daarom ons bid regtig dat Vader julle elkeen sal vertroos, sal oplig, berusting sal gee. Ek weet baie keer is daar baie vrae waarvoor niemand antwoorde. Ek gaan ook nie eens probeer die antwoorde kry nie. Maar ons weet Vader gee vir ons berusting waar daar nie antwoorde is nie. En hy gee vir ons rus vir ons toe met sy volheid en sy waarheid. Halleluja. So ek gaan vra dat ons net gaan staan en gaan net saam bid en dan gaan ons daai lied sing, Amazing Grace. Die woorde gaan bo verskyn, so jy nie nodig om die baie te kyk nie. So kom ons staan en ons bid net saam en ons maak net die stem op die regte stem. As weer is Vader wat ons gaan help. Vader, wat 'n voorreg vir elkeen om vandag hier by mekaar te kan wees by hierdie laaste Hulde van ontvang, wat elkeen 'n vader in verwantskap of 'n oupa as vader of 'n kleinkind. Vader, ek weet meester, u ken elkeen beter as wat hulle self ken. Matteus 10:30 sê dat u selfs elke haar op ons hoof tel. Hoeveel te meer sal u nie weet wat elkeen in hierdie plek nodig het vandag nie, Vader. En ek wil bid dat hierdie 'n spesiale dag sal wees vir elkeen. Nie 'n dag net van trane en hartseer nie, Vader, maar ook 'n dag van nuwe besluite, nuwe keuses, Vader. Ek dank u dat u ook vandag, meester, hierdie familie kom koester. En dat julle sal elkeen 'n Vader met 'n nuwe hoop en volheid kan uitstuur vandag. Dat wanneer hulle ook vandag hier weggaan om te kan sê, meester, waarlik u het ons ontmoet, die woord het met ons gedeel, en dit was wonderlik om vandag die laaste Hulde te bring aan Vader. Ek dank u vir u liefde wat hulle omhels, Vader, en ek dank u vir u genade wat so groot is vir ons elkeen in Jesus naam. Amen. En ons sing saam Amazing Grace. Ons kan net so staan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
Ons vertrou vandag dat Vader werklik vir elkeen met 'n nuwe volheid en 'n nuwe waarheid sal bestraal, selfs hulle wat stream of wat online is, van daai vriende, familie wat ver is, dat God ook selfs daar vir hulle sal vertroos, waar hulle ook al is in die wêreld. En vir u wat vandag in hierdie plek saam is. Vergun my vandag om graag met u uit die woord uit te deel, en die een wat die beste weet wat u beleef vandag, wat u deurgaan, emosioneel is Vader. Vader het ons geskep, nog voor ons die grondlegging van die wêreld het ons reeds beplan, bestem vir hierdie oomblik waar ons sal wees om mekaar hier te kan bedien met liefde, mekaar se lewens te kan volmaak en te kan vul. Ek is seker jy is vandag hierso omdat jy so vandag hierdie leemte ervaar en vir jouself ook dink, die leemte wat jy gaan ervaar vir 'n omvang wat nie meer daar gaan wees nie, dat ons op hierdie aarde nie weer sy stem sal hoor nie. En daarom is dit belangrik om die hoop in Christus vas te hou, om te weet dat vir hulle wat in Christus is dit nie vaarwel nie, maar 'n tot weersiens. So ek het nie van Vaan so goed geken soos u nie, maar ek kan sien vandag hier al die harte wat hier is, al die geliefdes wat hier is, ek sien die emosies dra hoog, en te weet die meeste wie se leemte gelaat vandag. So begin my vandag om ook vir u te bevestig dat woorde is min en skiet kort, maar ek weet Vader is een wat u sal vertroos vandag. Jy weet selfs in die woord van die Here sê hy vir ons in Jesaja 66 vers 13, want op hierdie spesifieke stadium het God sy volk probeer troos en hy het woorde gesoek om hulle te troos, want ons weet emosies, liefde, ons woorde sukkel om dit te kan beskryf. Ons weet ons kan op Google probeer, ons kan baie plekke probeer, gediggies en liedere. Ek dink 99% van Afrikaanse musiek is omtrent oor liefde en my baby. Het gaan alles om ons gevoelens, ons emosies. En al die woorde skiet steeds kort om te beskryf die woord liefde. Net so kan God ook vandag gekom het in hierdie gedeelte en hy wil sy volk vertroos en hy wil hulle met iets laat assosieer van hoe hy hulle sal troos. En hy gebruik Jesaja 66:13, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos en julle sal in Jerusalem getroos word. So hier's twee dele in hierdie gedeelte wat God bevestig. En hy sê dat ons kan ook terugdink, mense maak nie saak hoe oud ons vandag is nie en hoeveel seisoene ons beleef het op aarde nie, is daar een ding wat ons sal onthou en dis die troosting van 'n moeder. Ons weet dat as 'n klein kind net hartseer is, geval het en die trane loop, is die eerste ding wat hy soek, of die eerste persoon wat hy soek, die moeder wat vinnig die trane gaan lekker regsoen. En as moeder gesoen het, dan is die trane sommer klaar opgedroog en ons voel sommer klaar beter. En die Vader het dit so ingebou vir ons. Jy weet, in die konteks van 'n moeder van vertroosting sê God, ek sal julle vertroos. Ek sal julle soos 'n moeder jou vertroos het, so sal ek jou op die skoot tel en ek sal self die trane afvee. So weet Vader ook, het hy 'n spesifieke iets in 'n oupa, in 'n vader ingebou. 'n figuur van raad, 'n figuur van kennis, 'n figuur van autoriteit wat Vader gestuur het om juis vrede te kan bring in harte en in lewens. Ons weet ons die paas jong en die oupas en die aande en so, dan ontvang hulle van die Here af. En God het dit net so geskep, kyk maar reg deur die woord. Hoe het hy manne bestraal en leidersfigure bestraal soos oupas en Moses en Aaron of wie dit ook al sou wees. Het God altyd net wat nou 'n Jakob is of wie God ook al uitkies, het hy hierdie figuur uitgesit om vir jou juis hierdie kalmte en rustigheid te gee en te weet, Joshua moenie bekommer nie, julle kan werklik die vyand gaan julle oorweldig, julle gaan hulle afvee, julle gaan oorwin. So God het hierdie dinamika in hierdie vader en oupas figuur gesit. En dis wat jy gaan mis, daai stabiliteit. Selfs al sê oupa nie veel nie, en dan kan hy nie altyd iets dadelik sê nie, sy teenwoordigheid bring 'n ander atmosfeer. Daarom sien ek, hier's vandag ook bejaarde mense ook, en ek weet vandag moet jy verstaan ook, dis die funksie in eers familie en die klein weggekry. En die koning vir wie hy sy pos gekry het, wat nou Saul, het hom gehand, het hom gejaag, selfs 2 keer om probeer doodgooi met 'n spies, waar mirakelings net gemis het. So ek meen, sy vyand was nie noodwendig net die duiwel of die vyand wat hom wil afvee nie, maar selfs die een wat hom moes help, die vaderfiguur, die Saul wat nou eintlik ook 'n koning was, wat eintlik vir hom moes help en sê, Dawid, jy is jonk, jy gaan voortvat by my, en kom ek help jou, kom ek gee vir jou nuwe raad, en sodat jy is eintlik die een wat hom gejaag het. So Dawid, toe hy Psalm 23 geskryf het, was in 'n stadium in sy lewe, wat hy gewonder het, sien ek nog môre.
Nou, ek weet vandag vir ons wil nie eers daarop ingaan nie, ons weet ons het almal TV's en media, sien ons die wêreld is teenoor mekaar, sien dat mense teen mense is oorlog regoor. En dan dink ons vandag ons het uitdagings en as ek die bladsy oorblaai, dan sien ek hier's ouens wat nog 10 keer erger uitdagings is as ons. Vandag lyk dit amper asof dit 'n kompetisie is reg oor die wêreld oor wie die grootste uitdagings, wie die grootste situasies. Vandag hier waar ons sit, groei ons 'n man, groet ons 'n man, 'n oupa, 'n pa figuur. En van die feitelikhede van die saak is reg oor hierdie wêreld vandag is daar duisende mense wat sterf. Die groot vraag is of hulle sekerheid het in Christus. David vandag is in hierdie gedeelte en hy skryf hierdie omdat hy bang is vir sy lewe, ja, sekerlik, maar hy noem dit nêrens nie. Maar wat hy wel sê is hy spreek eintlik Psalm 23 in die toekoms. Psalm 23 is nie 'n getuienis. Dis nie 'n vertel van hoe God hom beskerm het nie, hoe God vir Dawid gedra het. Hierdie is 'n profetiese woord oor sy lewe. Dis belangrik dat ons lewe vir die dag van môre nie vergis word. Ek weet mens, jy weet ons. Ek weet nie of jy sulke mense ken nie, maar ek ken eintlik te veel sulke mense dat opregoor sal jy sien as jy met mense praat. Baie mense is eintlik al op 35 sterwe. Ons begrawe hulle eers op 80. Party mense begin klaar lewe, ophou lewe op die ouderdom 35. Daarna bestaan hy nie. Maar jy sien, Dawid het voluit gelewe elke dag wat hy het geweet waar hy op pad is. Hy het geweet wat is sy visie. Hy het geweet waarvoor hy staan. Elke oomblik wat hy 'n lewe kon impakteer, het hy dit gedoen. Paas, oumas, oupas vandag in hierdie plek. En voor wat ons vandag hier sy laaste al aanbring, weet ek het 'n impak in die lewe gemaak. Arends het hy jou raad gegee, het hy jou laat slim nog. Het hy vir jou 'n dag beter gemaak. Het hy jou gehelp. Het hy vir jou net daai oomblik gesê, ja, oupa, jy het my help. Of jy het vir my iets verander. Jy het my lewe verander op hierdie spesifieke stadium. Dawid in hierdie gedeelte skryf eintlik 'n profetiese woord oor sy eie lewe, want alles is toekoms, is nie verlede tyd nie. Hy sê die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Bedoelende maak nie saak wat die uitdagings is nie, die Here is my herder en as hy my herder is, wat kan ek kom? Vir julle as familie en vriende vandag en naastes en net miskien kennis as jy dalk net 'n kennis is. Weet ek vandag dat as die Here jou herder is daar niks wat jou kan ontbreek nie. Alles wat jy nodig het is in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees opgesluit. En of dit vertroosting is vandag, of dit nuwe hoop is van môre, of dit visie is vir hoe ek volgende week gaan ingaan, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy sê in die tweede vers, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Alles toekomsgerig. Hy laat my neerlê in teenwoordige en toekomstyd en hy lei my na waters waar rus is. Alles in dit wat gaan kom. Op hierdie stadium in sy lewe herinnering, kruip hy weg in die spelonk en hy vlug vir sy lewe. Maar kyk die woorde wat hy sê oor sy lewe. Ek gaan in goedheid in. Die Here lei my in vrede. Hy lei my in kalmte. Hy lei my in oorwinning. Dis hoe hy skryf vir homself in Psalm 23. Hy verkoop my siel. Lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Vir hierdie familie vandag van Lochnerberg of hoe jy ook al in pas in hierdie familie in, is God se gedagtes vir elkeen, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. God het geen gedagte om enigiemand in die hel te laat opeindig. God het geen gedagte om enige persoon in duisternis te laat opeindig nie. God se plan is 'n lewe van volheid, waarheid en eerlikheid. En daai besluit lê maar altyd in ons keuse, net soos wat dit in Dawid se hande was. Sou hy bekommerd wees, sou hy benoud wees, sal sleg sê of wat sal hy doen? Nee, hy spreek oor sy toekoms asof hy 'n totale oorwinning is, maar hy is. Vir ons is dit so belangrik om nie op vandag se omstandighede jou môre te bepaal. Want daarom weet ons dat dit is wat hoe mens dit create. As jy in die môre opstaan, ek is seker jy kan dit herken. Jy kyk jouself in die spieël en jy sê dis 'n horrible dag en ek is nie lus vir hom nie. Ek wil nie by die werk uitkom nie. Glo vir my, voor jy by die werk kom, daar 10 ander goed gebeur wat jou dag so vir jou bevestig, dis horrible. Voel die lus vir hierdie dag. Vandag het jy opgestaan en jy gaan kerk toe om 'n geliefde te kom groet, 'n oupa, 'n figuur. En jy kan baie redes dalk hê vir jouself te sê ek is upset en ek is ongelukkig. Maar wat wonderlik is, jy het vandag die voorreg om vir Vader te kan dankie sê vir 'n man soos hierdie wat soveel spore in die lewe getrap het. Waarvoor u vandag met blydskap kan kom sê, dankie Vader vir u genade oor my lewe. En dan daarmee saam, soos Dawid, oor jou lewe te kan praat, vorentoe te kan sien
Ek gaan oupa trots maak in die sin van wat ek maak oor baie en ek wat is, hoe ek gaan doen. En ek gaan die tyd uitkoop wat ek nog op hierdie aarde het. Want glo vir my, dis God wat besluit dat hier is. Dis al op wie nog hier is. Anders was hy nie meer hier nie. Dis net sy genade wat ek en u elke dag hier kan bring, sodat u vandag hierdie woord kan hoor. En weet jy wat meer kosbaar? As jy nog nie vir Christus gekies het in jou lewe, om jou koning te wees, jou verlosser te wees, en jou redder te wees, die een wat jou voetspore sal rig, het jy vandag nie geleer. David spreek die derde vers. Hy verkoop my siel, lei my spore van hartigheid. Om sy naam wil, God wil hê om sy naam wil dit moet goed gaan. Vers 4. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Alles toekoms, praat van, as hy in dood sou kom, as daar doodskade nie vir hom sou kom, hy sal nie vrees nie. U vertroos my, maak nie saak waar ek is nie, want sy volle sekerheid is in Vader, in Jesus Christus. Vers 5 sê, berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, en maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hy praat in daai stadium asof alles is fabulous. Hy het sy beker loop oor. Hy het net te veel, maar eintlik vlug hy vir sy lewe. Kan nie vir jouself dink vandag mense as ons die media oopmaak en jy kyk op jou foon of jy kyk op die televisie waar jy kyk, en jy met daai goeie hart te doen, sal jy nie kan sien hoe môre dit weer jou oop te maak. Daar's soveel negativiteit in ons dorpe, in ons koerante, maak nie saak waar jy kyk nie, in ons eie dorpe, partykeer in ons eie geleedere om ons mense wat ons is by werksituasies. Ons weet hoeveel retrenchments daar's soveel uitdagings, maar weet jy wat? Maak nie saak wat jou huidige omstandighede op hier, wat jy ook al trotseer op hierdie stadium. Al is dit vandag vir jou dalk die ergste vandag hier is om 'n oppad te groei. Is hier sekerlik ander mense vandag in hierdie plek wat baie ander groter uitdagings het wat môre wag. Vandag kan ons sê, halleluja, dankie Vader vir die genade, maar wat weet ons wat môre kom en wat hierna nog vir ons in lyn is. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Dis wat God doen. Saulus sy teenstander, hy noem nie sy naam nie, want hy weet ons die vyand het groot planne met hom, of ons groter planne het God vir hom. Net goedheid, vers 6 sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Sien, is nie verlede nie. Wat in die verlede as hy moet kyk, het dan baie dinge verkeerd gegaan. As hy moet kyk in sy verlede, het baie dinge met hom gebeur. Ons weet dat Dawid hoe hy verwerping en vernederings deurgegaan, hoe hy die jongste seun was, hoe hy nie goed genoeg geag was nie, hoe hy homself moes bewys om die beer en die leeu te verslaan en Goliat uiteindelik te verslaan. Hoe hy gesalf is deur Samuel en daarna gevlug het vir sy lewe na 'n heidense land en moes leuns vertel om eintlik in die lewe te bly, sodat hulle hom nie doodmaak. Maar weer, tog sê hy, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En die B-gedeelte van vers 6 is eintlik die enigste ding wat Dawid hoef te doen. Die ander 5,5 verse is dit God wat alles vir hom doen. Hy berei vir hom sy tafel voor, hy gee vir hom, hy beskerm hom in doodskade weer, hy gee vir hom vrede, kalmte, rustigheid, na waters waar rustig lei in my heen. Maar vers 6, die B-gedeelte van vers 6 is eintlik die enigste ding wat Dawid hoef te doen. En ek sal in die huis van die Here bly tot die lengte van dae. So daar is sy lyn. Jy weet, as ons naby Vader bly, ons in sy huis tot die lengte van dae, weet ons, dat Vader gaan vir ons beskerm, gaan vir ons vashou. En die dag as ons hierdie aarde groet, in die sin van dat my uurglas uitgeloop het. Die Bybel sê vir die mens om bestem om te sterwe, en daarna die oordeel. Ons het nou al weer, die Bybel praat van 70, 60, 70, 80, daarna is dit net met 'n verdriet. Bybel sê vir ons, dis 'n oomblik, en ons kan dit vandag weet, mense, van 'n baba gebore is, tree veroudering. En ons kan dit sien, op 'n stadium word ons jong man, of jong meisie, en dan word dit op 'n stadium hier waar ons by die jare kom, en nou nie al die jare te doen nie, dan sien ons weer gaan die liggaam agteruit. Ons sien die hare verkleur, ons sien die liggaampostuur verander, en weet jy, die kliks kan ons uithaal met 'n haarkleur, en so, maar hoeveel geld in jou botox, om 'n bietjie op te lig, hoeveel sien het jy, maar 'n windjie, maak nie saak hoe ons dit uitstel, hoe ons klere, hoe ons bysit en wegsit, maak al hierdie goeie ding, en daar is soveel gadgets, maak nie, as jy geld het, mense kyk net deur die wêreld en die ouens. En as hulle nie kan help nie, dan edit ons maar die foto, maar somehow gaan ons beter lyk. Maar op 'n stadium gaan editing jou nie eens nie help. Niks kan jou nie help. Daarom weet ons vandag, hierdie tentwoning is 'n tydelike woning. Oupa Van was 'n fris jong man op 'n stadium groot. Was op 'n stadium wat hy kon push-ups doen en hy was daar. Soos die jare gegaan het sy liggaam afgebreek.
so gaan ek en u se liggaam ook afbreek. Seker van u wat al jare gevorder het, kom agter, dit voel of jy vinnig hardloop, maar vir die ander lyk dit of jy stil staan. Want dit is maar net die rigting waarin ons beweeg. Maar weet jy wat is die wonderlike ding van? Baie kere haal ons nie eens hierdie ouderdom. Hierdie is geseën om oupa te kan wees. Ek kan sê ek het jare deurgegaan. Ek het kinders beleef, ek het kleinkinders beleef. Baie het nie hierdie voorreg nie. As jy vandag hierdie voorreg het om vandag te kan sê, my kinders, my kleinkinders saam, jy het 'n foto op jouself en jy sê hier's my vrou, hier's my kinders, hier's my kleinkinders. Is dit die trots en die genade wat God aan u gegee het. Die wonderlike ding is om daarin in sekerheid te weet. As ek hier tot sterwe kom, as ons hier tot sterwe kom, weet ons kan mekaar weer sien in die hoop van Jesus Christus. En daarom moet sonde betaal wees. Daarom moet ek daai keuse kan neem, want niemand kan namens ons kies nie. En Vader kon nie vir u gekies het om Jesus aan te neem. Dis 'n eie besluit wat elke persoon in homself sou kan neem om te sê ek sal Jesus aanneem of ek sal hom nie aanneem. En die Bybel in Johannes 11 vers 23 sê Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterf. As jy in Christus glo, selfs al sterwe jy, sal jy lewe in Christus. Dit is en elke wat dit is nou vers 26. Elke wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Vraagteken. Die vraag is of u kan glo dat as ek in Christus is, sal ek ewig lewe. Jy sien, dis hoekom Dawid so pragtig kon skryf. Al gaan ek deur 'n dal van doodskare weet dit nou. Sal maak jy my dood, weet ek is in God se hand. Maak nie saak wat jy met my maak nie, jy kan dalk die fisiese liggaam afbreek, maar my gees mens behoort aan God. Daarom as daai sekerheid in ons is ook die kom Paulus kon sê dat sterwe eintlik vir hom 'n wins is. Dat wanneer hy hier sal sterwe, weet hy is in Christus. Die Bybel verklaar vir ons waar ons sal wees. En ons gaan later 'n gedeelte lees op Tessalonisense by die graf by die aarde bestelling om te kan sien oor hulle wat ontslaap is eintlik wat eers opgeneem word, Jesus tegemoet, Christus tegemoet in die lig. En ons wat in Christus is saam met hom en opgeneem te word in die lig en tegemoet kan wees. Ek wil nie graag baie tyd van die opneem nie, maar ek gaan dit maar net noem in 1 Korintiërs 15. Is daar so 'n pragtige gedeelte opgesluit in verskillende verse van die 40ste vers af deur tot en met die 50ste vers wat verduidelik van 'n liggaam, 'n geestelike liggaam en 'n vleeslike liggaam. Ons weet vandag ons het twee dele. Ons is geestelik, ons is fisies. Vandag wat hier gebeur het is dat die fisiese liggaam is opgeneem. As opgeneem in die graf en die stof van die aarde, maar die geesmens sal ewig lewe. Nou sê vers 54 in daai 1 Korintiërs nie. Hy sê wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed is, dis wat hier gebeur. Die verganklike, dis die liggaam wat vergaan, is die onverganklikheid om bekleed, die onsterflik. As in hierdie sterflik onsterflik bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning. Is die dood, waar is jou angeldoderheid, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die dood is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning deur Jesus Christus gee. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig aan die werk van die Here, dat julle weet dat julle arbeid die Here nie te vergeefs is nie. Hierdie gedeelte praat van waar is dood se angel. Ek wil vandag eintlik afsluit in hierdie gedeelte net voor ek 'n laaste versie gaan lees. Om vir u eintlik te sê dat u dood kan wen en dat dood 'n oorwinning het. Dis wat die Bybel sê. Is maar waar hy sê vir ons dan dat almal van ons gaan sterf. Dis 'n fisiese liggaam. Hoe lank is dit uitstel van ons sterf? Maar jy sien, dood kan, weet jy wanneer kan dood alreeds gewen word? Nie wanneer hierdie dag gebeur. Die dag wanneer jy Jesus Christus aangeneem word met sonde gedeel, dood word nie gedeel en dood word nie meer jou deel. Verduidelik. Jesus Christus is deur Vader gestuur nadat Adam en Eva gesondig het en alle autoriteit oorgegee het in sonde, sodat die vyand dood 'n mag oor mense kry. Daarom in die Hele Ou Testament het Vader bestem, daar kom 'n seun, sy naam is Jesus Christus, my seun wat ek sal stuur. Profeet verklaar hy sal gekruisig word, sy organe sal ontbloot word, sy klere sal verteel word, sy baard sal uitgeruk word. Hy sal aanvanklik daarna sal hy sterf aan die kruis. Hy sal na 3 dae opstaan en hy sal die sleutels van lewe en dood neem. So hy sal die volle prys betaal.
So in die hele Ou Testament kom almal in geloof na Jesus Christus die verlosser wat na aarde toe sal kom en ons sal red en ons sal heel. En in al daai tyd waar hy dit gespreek het, tot en met Matteus, Markus, Lukas, Johannes, waar die gebeure vertel waar Jesus gekruisig is. Jesus aan die kruis gehang en hy sê, dit is volbring. Die simbool van daai kruis is terwyl hy sy hande so dat horisontaal sal hy 'n vrede bring en 'n liefde bring tussen ons mens en mens, tussen familie en familie. Die vertikale balk sal sê tussen my en God, is daardie verwyding en skeiding is gebreek deur die kruis. So ons verhoudinge en ons verhouding met Vader, wanneer ek kom op 'n stadium in my lewe wat ek besef ek kan nie myself red nie, ek het 'n verlosser nodig, ek het 'n redder nodig, ek het 'n Jesus nodig. Dis waar jy kom en besef ek is 'n sondaar en ek kan myself nie red nie. Daarna te kom om te buig en te sê, Here, hier is my sonde, vergewe my, spreek my vry, ek het spyt dat ek ongehoorsaam is in u plan vir my lewe. Dis daar waar Jesus Christus kom en die sonde wat ek en jou skei van Vader op hom neem. En waar jy 'n dimensie verander van dood na lewe. Dis wat die woord nou gelees het, al sal jy sterwe, sal jy in ewigheid nooit sterwe nie. Jy sal in my bly as jy glo. Daarom weet ek vandag, Deuteronomium 30 vers 19 sê. As jy hoofstuk 28 en 29 lees in Deuteronomium, praat hy van al die seëninge en die vloeke van die aarde en die mens. En hy praat van die dood en die lewe, die 29ste hoofstuk. Maar in daai 30 vers 19, hierdie een vers gedeelte sê, ek het al vir jou voorgehou dood en lewe. Ek het vir jou voorgehou seën en vloek, maar ek sê vir jou, kies lewe. Nou ons dink baie keer ons kan kies tussen dood en lewe. Ons het eintlik net een keuse. Net een keuse. Jy gebore is op hierdie aarde sonder Jesus Christus in 'n sondige wêreld wat al die houvas oor ons het as gevolg van die sondeval van die mens, is dood klaar vir jou gekies. So die keuse wat jy het is daai dag wanneer jy sê Jesus Christus, hier is my lewe. Dis die keuse wat ons het. Dis hoekom hy sê, ek hou vir jou lewe voor dood, voor seën, vloek voor. Ek sê vir jou, kies lewe. En sê as jy nie lewe kies nie, is dood klaar vir jou gekies. So jy is nie outomaties gered omdat jy 'n goeie mens is, 'n goeie hart het. Daar moet 'n middelaar wees wat jou sonde skuld betaal. En sy naam is Jesus Christus. Ek is seker eet baie uit vandag uit hoe van sy lewe gepluk. Glimlag. Vrugte uit sy lewe gepluk. Vrugte wat jou versadig het, vrugte wat vir u as persoon gevoel het, hy vervul my in my lewe en dit wat ek nodig gehad. En ek weet in daai pragtige geskenk wat hy vir jou gegee het en wat jy dalk vandag kan onthou as persoon, ek weet elkeen dalk iets anders. Is daar seker die mees kosbaarste vrug wat ou Vader vandag vir u wil gee. En dis die vrug tot keuse. Want nou vandag uit die doen van hierdie diens van hom hierdie laaste hulde wat u bywoon, het u die voorreg vandag om hier te wees en om te sien nog nie gekies het nie. Dis 'n Here ek wil my lewe vir u gee. Kan nie sonder u nie. Besef ek kan nie môre ingaan sonder u nie. As jy al so keuse geneem het, is dit fantasties. Dan weet ek die Here glimlag oor jou. Nie kan soos Psalm 23 oor jou lewe spreek, net moet jy sal jou volg al die dae van jou lewe. Sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Vandag wil ek u graag aanmoedig dat u vandag in hierdie stadium sal kom waar jy sal sê, Here, hier is my lewe. Ek wil graag vir u gebed doen vir u as familie en as individu ook en hierdie aanloop van hierdie woord gedeelte. Waar ons die Here vertrou dat hy u sal kom vashou en as u vandag 'n besluit op wil neem, u in hand wil neem en u lewe sal kom red. Daai eerste stap, eerste keuse, eerste besluit. En dat hierdie saad wat vandag dalk in u gees geval het, in u siel is, sê Here, ek wil u volg al die dae van my lewe, net soos daar sal groei, sal kiem, sal groei en sal vrug dra tot lewe in Jesus van rekening. Vra dat u oë sal toemaak en as u graag wil deel wees van hierdie gebed, elkeen sal eie keuse. Gaan ek niemand op die spot sit nie, maar as jy vandag sê, Here, ek wil net dankie sê vir die woorde. Here, ek wil net opnuut kom sê, hier is ek is hier, ek wil graag wees. Kan jy net miskien jou hand op die skoot doen? Net saam met my in jou hart bid, terwyl ek jou gaan voorgaan in gebed. Vader, wat 'n voorreg, wat ek het om vandag voor u te kom. Dankie vir lewe. Dankie dat ek kon deel wees van hierdie diens vandag. Dat ek kon weet dat Jesus Christus het gekom om my te red, my te verlos en my nuwe lewe te gee.
Ek weet vandag, Here, dat U vir my, Vader, planne het, gedagtes het van vrede en van onheil. Bring vandag my sondes, my tekortkominge na U toe en ek sê ek berou, dit spyt. Maar ek kom vra vandag dat U my sal kom red. My kom reinig, U my kom heilig. My sal kom skoon was van al die sondes en tekortkominge wat my uit ewige lewe kan hou. Ek kom vra dat U my sal reinig en skoon was, witter dan sneeu. Ek kom ook vandag en ek kom gee my lewe onvoorwaardelik vir U. U my sal lei deur die Heilige Gees, oor hoe ek U sal volg, hoe ek U sal lei, hoe U my sal lei, en hoe ek 'n voorbeeld sal wees van vrug wat Christus in my lewe dra. Dankie, Here, dat ek hierdie geleentheid het. Dankie vir Hom Vader wat vir my hierdie geleentheid gegee het, en dat ons in daarom kan roem en kan weet, U is ons bron, ons krag en ons sterkte. In Jesus volmaak en heilige naam. Amen. En amen. Ek gaan vra dat ons gaan staan en ons daai lied sing, die Here is my hart. Niks sal my Ja, die begrafenisbrief soos jy om daar lees in Stefanus van Logrenberg, gebore in 11 Mei 1935 en oorlede 5 Oktober 2023. En die groetbrief uit die skeiding van die liefde is 'n kosbare skakel weggeneem met ons dierbare pa, oupa Grootjie, broer en vriend van Logrenberg, in die ouderdom van 88 jaar, 4 maande en 24 dae. Sy is so stil as wat hy gelewe het, so stil het hy gesterwe. Stilte het hy gelewe, met geduld het hy gestry, tot die Here hom kom haal om nooit weer te ly. Trane het ons om aanskou, met liefde wou ons hom behou. Ons tere sorg het niks gebaat toe God om roep, moes hy ons verlaat. Baie dankie. Ons gaan dan net so sit en daar is 'n slideshow. Ek verstaan daar is 'n tweede een, baie jammer, ons kon nie nou op daai rekenaar weet wat sou sit nie. Maar ek verstaan dat hulle vir die familie aanstuur, maar die een slideshow nou gaan ons speel. En so kom ons kyk daarna en vier hierdie lewe sal van baie dankie.
dankie, pragtig en kosbaar. En sien 'n vol lewe, baie geseënd. 88 jaar is regtig spaar geseënde jare. Dit is wonderlik dat jy almal so kon deel wees van dit. Ek gaan nou graag geleentheid gee vir die holdeplek. Ek sien nie in die blaadjie nie, speel vir die holdeplek. Wie gereed is kan na vore kom? Dion van Lochenberg, dat is het. Ik heb gewoon mensen gekeken in de Dit is vir my baie groot voorreg om dat Annette en Moekie van Ounooi vir my gevra om 'n paar woorde te sê en ek het gisterand, ek het eintlik vir Wayne gesê, ek is redelik maklik, ek kan uit die face uit praat, maar ek het toe maar gisterand gedink, ek gaan net 'n paar goedjies op papier sit en ek gaan begin deur te sê, Hakuna Matata, no problems, geen probleme, en julle sal nou sien hoe ek daarby uitkom. Soos ek sê, is vir my baie groot voorreg om iets te sê van Mfani namens myself en my pa. Hannes wat nou die enigste oorlewende kind van oupa Hannes en ouma Betty is, jy weet, ek kan nie dink dat, hoe moet dit voel, jou ouers is weg, jou boeties is weg, jou sissies is weg, en nou is dit net jy, ek weet, ja, jy weet wat, en my pa sal vir die eerste ene wees wat vir jou sê, dat, jy weet, wees daar vir mekaar, kinders, kleinkinders, boeties, sissies, wees daar vir mekaar, maak tyd om mekaar te sien, bloed is baie dikker, dit is water. Nou net so vinnig om wat ek kan onthou van my jonger dae, van Mfani, ek onthou ons kuiers in Carletonville, Oos-Driefontein, en omdat ek vandag so van ou karre hou, kan ek natuurlik van die karre onthou wat Mfaan gery het. Hy het so lemmetjie groen Chef gehad, 3 ligte agter. Maar hy moes die groot karre gery het, ek noem eers 5 kinders, so TV was maar skaars daai dae. En daar was 'n Brian Ford Fairlane ook, en dit was allemaal V8's gewees. My pa was lief vir V8's, oom Jaap het 'n Chef SS of Holden Monaro gehad. En weet ja, so ja, en dan onthou ek ook Johan, oorlede Johan, hy het 'n groen Piranha gehad. Ek sien sy dogter is vandag so. Nie. Ekskuus, ek het dit verkeerd. Groen Piranha gehad, Capri Piranha, as jy vandag 'n Capri Piranha in die hande kry, het jy 'n paar sente. En dan het hy ook 'n geel Granada Piranha gehad. Al het bly, ek onthou hy en Anneke het afgery see toe om vakansie te gaan hou en te kom in die Granada terug. Ekskuus? 'n Rooi Skyline, ek onthou die Rooi Skyline ook, ja. So in Mei 1935 het Mfaan die lig gesien, gebore 5 jaar voor my pa, brakpan op die plotte. Hierdie kom nou van my pa af. Oupa het 3 plotte gehad wat hy toe nou verkoop het daai tyd en toe die plaas op Doringkom gekoop. My pa sê volgens hom seker so 1943 se kant het oupa die plaas op Doringkom gekoop net buitekant Meilstroom. Later is hulle van daar af is hulle Cullinan toe, weer terug Brakpan toe, waar Mfaan Hoërskool Stoffberg bygewoon het. En jy weet, en toe is hy die skool uit en hy toe sy vakleerlingskap gaan doen. Dit klink nie reg nie, maar dit is so general election. Dis blykbaar waar oupa sy vakleerling, oupa Mfaan sy vakleerlingskap gedoen het. En op daai stadium, ja, toe gaan oupa hulle Ellen Leach toe en Mfaan kry 'n oorplasing in Lorraine toe waar hy toe nou sy ambag klaar maak. En hy is met Tannie Irene getroud 'n dag nadat hy 21 geword het. En dit was dan nou in Mei 1956. Trou hy met Tannie Irene en hy het as rieger gewerk en hulle het op Stoffontein gebly naby Klerksdorp. Nie lang daarna nie is Noord-Rhodesia toe, vandag Zambia.
Hulle bly toe in Doula, en dis waar Johan gebore is, in 1957, nee, Johan is in Klerksdorp gebore, in 1957, net voordat hulle Zambia toe is. In Zambia is daar nog 'n seun gebore, ek weet nie hoeveel van julle dit weet nie, Wesley. Wesley is as babietjie oorlede, en as ek reg verstaan is Wesley in Doula begrawe. Ja, en vandaar het Annette, Mookie, Vaan, altyd gesê klein Vaan, maar Vaan is nie meer klein nie, en Ounooi het gevolg. Johan is nie meer met ons nie, hy is oorlede, maar in elk geval, in 1961 stuur oupa my pa Zambia, toe het my pa in Zambia gaan werk, en die pa het op Bancroft werk gekry, as 'n rigger ook, is 'n rigger, nee? En op daai stadium met hom Vaan hulle in Kitwe gebly, in Doula of Kitwe, maar my pa sê vir my dat Tannie Arlene het so ou karretjie, 'n Metropolitan gehad, wat sy vir my pa geleen het, sodat my pa, wat in Bancroft in die single quarters bly, sodat hy so nou en dan kan kom kuier vir hulle. En ja, toe raak my pa in 'n bekleierery betrokke, en hy moes toe nou bedank voordat hy geblaas word, en hy kom toe nou terug, en in elk geval, Vaan hulle kom toe ook terug Suid-Afrika toe, en ons is weer terug in 1964, ek was 'n jaar oud gewees, dus ons weer terug. Maar Vaan kom toe terug Suid-Afrika toe, hulle werk op Western Deep Levels, en hulle bly toe op 'n plot met die naam van Kitson, waar hy lucerne geplant het, en hulle het die plek gehuur. En die eienaar van die plek wou blykbaar bome afsny, en Vaan sê vir hom, "Chom, as jy daai bome afsny, gaan daai bome op my lucerne val." En dit gaan nou nie baie naas wees nie, die eienaar gaan toe nou maar voort. Nou blykbaar het dit 4 polismanne gevat om hom van onder beheer te bring. Okay, so, ja, en Vaan het hom toe nou 'n pak slaag gegee, en soos 4 polismanne het nou redelik gesukkel om hom van tot bedaring te bring. Ook op Western Deep, en dis blykbaar waar die bynaam Appel vandaan kom. Op Western Deep het Vaan saam met 'n ou gewerk in die naam Appelgey, en hulle het mekaar Appel genoem, en vandaar af het ek net gestiek. En Vaan het almal Appel genoem. Ek het Desember maand in vakansies op die myn gewerk, en as Vaan by die bank inloop, dan sit ek daar so, nie, ek weet, Appel, hoe gaan met jou? Jy weet, en almal, en dan volgende, op stadium, ek het nou gewonder, ek weet, hoeveel appels is daar? Maar dit was nou maar net sy manier gewees. So ja, so Vaan is later toe nou Rieker voorman op Oostdriet, dit was die vroeë 70's gewees, ons het ook later daar gebly, waar my pa's Rieker saam met Vaan gewerk het, en daai jare het my pa en Vaan as die Rieker voorman die swaarste toelisting ooit in die skag afgesit, 45 ton wat hulle in die skag moes laat afgaan, en hulle was die 2 Riekers op daai job gewees. Nou ja, Hakuna Matata, my pa sê vir my dat hy as kind, terwyl hulle groot geword het, hy en sy boeties en sissies altyd lekker oor die weg gekom het. Ek kan ook onthou dat ons gereeld as die geleentheid om voor te doen, het ons by hom Jaap gaan kuier in Klerksdorp, tot voor sy dood, Tannie Letty was 'n kwaai tannie geweest, Tannie Kitty, Vaan, jy weet, en Vaan en my pa het gereeld by mekaar gekuier tot onlangs toe. Jy weet, ons is almal vandag ouers, jy weet, almal mekaar verbind op een of ander manier, en ons het ook kinders, soos wat Vaan kinders het, jy weet, en ons gebede en ons wens is dat daar Hakuna Matata tussen ons moet wees, no problems, geen probleme nie, Hakuna Matata, as jy nou sien waar gaan ek heen, jy weet, ja, nou, my pa sê vir my ook, hulle het as kinders altyd tyd gemaak vir mekaar. Nou ek kan as 'n kind ook hieroor getuig, soos ek nou nog gesê het, jy weet, ek onthou, jy weet, as ons met Tannie Kitty in Pretoria gaan kuier, hulle het om Louis het in die hotel gewerk. En ek kan altyd onthou, ons het in die hotel geëet, en as Louis bietjie upset raak, en hy altyd sê, "Och, Tannie Letty," so ek sê, "Kwaai Tannie, om Jaap en sy Monaro." Ek kan onthou, hy en sy seun Hannes, ons het gery in daai Monaro, hulle ry seker so 110 myl per uur, en dan change hulle drywers, terwyl daai Monaro loop, en dan om Jaap was doof, so doof soos 'n kwartel, en dan so altyd sy tande uit om vir mense gesig te trek, en dan kyk hy vir my, dan lach hy, dan sien hy net gans. Ja,
En my pa, jy weet, my pa sê vir my, jy weet, hy sien hoe hy en oom Fanie op die strandloop speel, stokkies geplant het. Hy onthou oom Fanie hoe skape oppas. My pa het baie herinneringe, jy weet, my pa praat, ek het my pa gesê, pa, jy moet skryf. Jy moet skryf, en dit wat jy onthou, jy weet, as die dag kom, is dit weg. Jy weet, hy moet skryf. Maar ek kan onthou ek het my pa gevat om Fanie in die hospitaal te sien. En Moekie het vir my so 'n paar foto's ook gestuur. Jy weet, en jy kyk na Fanie, kyk na sy nek, kyk na sy arms. Fanie was nie 'n klein man gewees nie. Groot, sterk man, tot op 88 kon jy sien, as hierdie oom jou vat. Toe ek jong was, dan het hy jou gevat. Nee. So ja, mag oom Fanie in vrede is, met die wete dat daar 'n Hakuna Matata is. Rustig my oom, sê groete vir Tannie Aline, sê groete vir Johan, jou boeties, jou sissies, en ook vir ouma en opa, tot ons oom weer sien. As ek so van hardloop gepraat, pastoor het gesê, jy dink jy hardloop vinnig, maar dan ander mense sien jy staan stil. Maar ek is nou op daai punt waar ons hardloop nie eens meer badkamer toe nie. As daar iemand nog met 'n hulde bly, dan gaan ons die bedankings vra om vir die bring vir ons bedankings. Goeiemôre. Dit moet maak ons harte bly om almal hier te sien wat hulle respek aan Appa kom betoon. Wil net die volgende mense baie dankie sê, almal wat kom met ver naby maak nie saak en die wat aanlyn ingeskakel is ook. Pastoor vir die pragtige diens, Dr. Pilay en Fountain Hospitaal personeel, afkop, hulp, bystand en uitstekende diens. Elise de Bruin en die familie wat gereël het vir die livestreaming. En laaste maar nie die minste die Comanches MCC vir die skenking van die eetgroep. As enige iemand uitgelaat het, skies maar baie dankie. As ek dink ons het alles gedek in die dienste van vra dat die draers vir ons na vore sal beweeg. Ons aan die ondernemer waar ons dan in 'n begrafplaas toe gaan vertrek. Vra ook by voorbaat as ons gaan mense dat jy asseblief die ligte sal aanskakel, asseblief baie versigtig sal wees en jy altyd aanneem al die voertuie stop nie. So wees steeds net baie versigtig met dit. So die draers wat ons by die kerk kom tree, net Irene, Elise, Leslie Jane, Robin en vorm van ons na vore sal beweeg. En by die graf, wat nie nou hoef uit te kom nie, maar wel wanneer ons daar by die graf is, ons na die lijkstaat sal kom, sodat ons daar ook kan afhandel, is dan myn van Ashley, Dion, Davie, Hannes, en die Thomas beteer is daar nie, maar ja, ek glo ek sal vir julle met die familie ook en weet precies op wie wees. So ons kan opstaan en ek gaan net seën spreek hierson, soos wat vir die wat nog nie na die graf toe beweeg nie. Na gebid het gaan ons dan na buite. Ons gee die familie, naaste familie se eerste geleentheid, daarna die res van ons uit te beweeg. Terwyl ons staan. Vader, wat 'n voorreg wat ons gehad het vandag met hierdie diensmeester, dat U vir ons sal vashou. Vir hulle wat nou nie saam gaan in bearbestelling nie, dankie vir beskerming, bewaring van hulle lewens, Vader. Ek bid vir elkeen vandag die meester vir die woord wat op hulle lewens uitgegaan het, ook vir die familie, Vader, dat U vir hulle sal lei deur die Heilige Gees van die Paasfees. Ons wil U al die lof en eer gee vir hierdie hulde wat ons kon doen. In Jesus wonderlike en heilige naam. Amen. Die draers. Didn't know today would be your last. That I had to say
dit al die bande is van konstruksie en ouderop. Ja, maar al die graan kan staan voordat pastoor daar is in die karakter. Ons kyk wel die wijkplaas, ons sien dit van plat in die karakterplan. Nee, is nie. Glad nie. Ek kan nie wag om dit my ma te lyk nie. Op haar ouderdom. As hy almal is net 'n kort verrigting hierso net gou die Bybel uit lees. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dit sê vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdel met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En in vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Hierdie gedeelte sê, so moet ons mekaar bemoedig, in vers 18 bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So graag wil ek u bemoedig vandag, daai dink ons dat hulle wat ontslaap het en dat ons hulle voor is. Hierdie skrifgedeelte verklaar eintlik dat hulle wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna ons wat in Christus is, hulle tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Kom ons hou vandag in daai hoop vas vir ons wat in Christus kies en wat die keuse gemaak het volgens Deuteronomium 30:19 om in lewe te wees en lewe gekies het en mekaar te bemoedig totdat ons altyd by hom sal wees sonder pyn, seer en al die stryd, maar net in liefde en volheid en waarheid soos die woord dit vir ons verklaar. Amen. Ek gaan geleentheid gee voor ons ter aardebestelling doen dat elkeen 'n laaste hulde, 'n blomblaartjie so kan op die kus kom sit en as almal 'n geleentheid gekry daarna sal ons die kus laat sak. So kom ons gee mekaar geleentheid en om die kus, om die krap, wees maar versigtig, net laat u nie ingly nie, hier is maar los grond om die graf en ons gee mekaar geleentheid as die deur beweeg dat almal 'n geleentheid kan kry. Dankie.
asseblief. Ander familie en vrienden kan gerust ons nader staan asseblief. Is daar nog iemand? Is daar ook nog iemand? Geleentheid gehad. Ons gaan nou net 'n aardebestelling laat plaasvind terwyl ek die gedeelte lees op Psalm 90. Daarna gaan ek afsluitgebed doen en as die verrigting afgaan, dan sê ek lees vir ons terwyl die kus sak dan 'n gebed van Moses van vers 1 af, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Laat die mens terugkeer tot stof en sê keer terug, o mensekinders, want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister, as dit verbyskiet en soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle word geslaap, en die môre is hulle soos die gras wat weer uitsprei. Die môre bloei dit en spruit weer uit, en die aand sny mense dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur U toorn en deur die grimmigheid word ons verskrik. Stel ons ongeregtighede voor, U ons verborge sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur die grimmigheid, bring ons jare deur soos 'n gedagte. Dae van die jare hier in 'n 70 jaar of is dat dan baie siek is, al sterk is, 80 jaar. Die uitnemendheid hiervan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van die toorn en die grimmigheid ooreenkomstig die vrees wat aan U verskil oor U knegte. Versadig ons in die môre met die goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir die knegte sigbaar word en U heerlikheid tot hulle kinders. Amen. Ek bid saam. Vader, dankie dat ons vandag hierdie ter aardebestelling kan laat plaasvind. Die woord verklaar uit stof is ons gebore en tot stof keer ons terug. Van Verloggenberg, Vader, is dit U plan, U wil, dat Hy op hierdie aarde was gestuur, en dat Hy ook, Vader, nou hierdie tentwoning, die tydelike woning, wat uit die stof gebore is en die stof van die aarde sal terugkeer. Dankie, Here, vir ons hoop in Christus, dat U elkeen vandag hier ook met hoop verstraal, en dat wanneer hulle vandag af hier vertrek ook, Vader, dat hulle kan weet, U is met hulle, saam met hulle, tot in lengte van dae, sal U hulle nie alleen los nie. U is ons bron, U is ons krag, in Jesus wonderlike en heilige naam. Amen. Amen. En die vrienden hier is ek graf afgehandeld. En allemaal ons welkom om terug te keer naar de kerkzaal.
net vir ons een kan toestaan dat hulle net vir die masjiene gaan werk. Ek wil my nou weer draai.